John Newton, 'n man wat geleef het van 1725 tot 1807, was 'n jong man gewees wat 'n baie rowwe lewe gelei het. Hy het op die ou end betrokke geraak by slawehandel in daardie tyd en op die ou end het hy kaptein geword van 'n skip wat slawe uit Afrika en ander plekke na Europa geneem het. Nou, ek dink nie ons kan regtig vir ons dit voorstel hoe die slawehandel regtig in daai tyd verloop het nie, dat mense met 'n boot sommer ergens op 'n plek aangekom het en in land gegaan het en kindertjies en tieners en mans en vrouens sommer net gevang het, dat hulle maar so gekyk en as het lyk of iemand mooi geskik is en gesond is en krag het of wat, dan is daardie persoon net eenvoudig met geweld van hulle familie en vriende goed eenvoudig weggeskeur en aan boord van 'n skip gevat waar hulle vasgeketting was, waar hulle onderdek was met die skip en dan vir weke lank vir daai skip op die see gevaar het in die haglikste omstandighede onder in daardie skip gebly het. Ons kan maar net vir onsself indink hoe erg dit moes gewees het, die trauma van om weggeskeer te wees van jou mense sommer maar net so en geen nie idee te hê waar jou toekoms is nie, om in daai skip te wees waar daar geen geriewe is nie en almal maar so deur mekaar onder daardie omstandighede en seesiek en al die dinge, alles onder die dek, alles ingekluister in 'n donker ruimte binne 'n skip. En uiteindelik word jy verkoop. En John Newton was die hele tyd die getuie gewees van hierdie goed. Hy was die een wat dit gedryf het in 'n sekere sin om geld te maak deur hierdie geweldige onreg teenoor mense te pleeg. En hy vertel later in sy lewe wat 'n geweldige gewetenswroging en skuld dit op die oomblik by hom veroorsaak het. Wanneer hy by tye 'n bietjie begin dink het oor wat is hy besig om te doen en in die gesigte van hierdie mense wat so ontredderd en verwilderd is, vasgekyk het en dit in die nag baie keer by hom kon spook het. En hy was maar nog jong gewees, hier in die middel 20's gewees, toe daar een nag, terwyl hy weer so op die see was met 'n klomp slawe, hele gestorm was op die see en daar het hy geroep in die skip om God se genade, dat God tog maar net genade aan hom sal bewys en die besef van sy skuld voor die Here en getuig het dan op die oomblik van die vergifnis wat hy by die Here belewe het, van al hierdie geweldige dinge wat hy aan mense gedoen het. Hy het op die oomblik ook openlik sy sonde bely, nie net teenoor die Here nie, maar ook voor mense en erken dat die lewe wat hy geleef het tot op daardie stadium, dat dit 'n lewe was wat hoegenaamd nie tot die eer van die Here was nie, en wat op die oomblik mense lewens vernietig het en ook sy eie lewe baie sterk geïmpakteer het. Hy begin ook teen slawehandel op die oomblik opstaan, begin 'n vegter raak teen slawehandel in daardie tyd. En uiteindelik word John Newton 'n predikant en ook die skrywer van die lied waarvoor ons almal so lief is, Amazing Grace. En is die woorde van daardie lied ook so treffend en sê dit vir ons iets van dit wat John Newton in sy lewe deurgegaan het. Amazing Grace that saved a wretch like me. Vir hom was dit nie maar net woorde gewees, maar sy skuld voor die Here was iets wat hy intens beleef het. En naby aan die einde van sy lewe sê hy, my memory is nearly gone, but I remember two things, that I am a great sinner and that Christ is a great Savior. My memory is nearly gone, but I remember two things. I'm a great sinner, Christ is a great Savior. En dit is waaroor ons tema ook vandag gaan, is om te onthou, Ons lees Psalm 103, ons spreekteks vir vandag, verse 1 tot 5, kom ons raak stil voor die Here.
Hemelse Vader, Here, ons kom buig vanmôre voor U in nederigheid en in swakheid, want Here, wees ons om so saam in die teenwoordigheid van die lewende Here te mag verkeer, met al ons tekortkominge, met al ons gebreke in die lewe wat daar is. Dankie Here dat ons hier kan wees by mekaar, nie op grond van wie ons is nie, maar op grond van wie ons in Jesus Christus ons Here geword het. Verlostes, mense wat die ewige lewe ontvang het, nie uit verdienste nie, maar uit genade, wat kinders van God gemaak is, nie uit onsself nie, maar alleen maar net omdat U deur die Heilige Gees ons die wedergeboorte geskenk het, vir ons nuwe harte geskenk het, wat kan glo, wat die verlossing in Christus vir onsself kon toeëien. Dankie vir hierdie wonderlike genade en liefde wat U so op hierdie manier aan ons bewys het. En ag Here, ons gebed is maar net dat dit wat U aan ons gedoen het, dat dit ons lewens so sal raak en impakteer, dat ons lewens die nuutheid wat U vir ons moontlik gemaak het, al meer en meer na buite sal uitleef. Ons leef in 'n wêreld, Here, waar mense honger is, waar mense smag na sin en betekenis in die lewe, waar mense moeg geword het van die geweld en die vernietiging en die ellende waarin hulle leef, elke dag, die agteruitgang van so baie dinge, waar mense 'n soeke het na iets diepers, waar mense hunker daarna om die storm hier in hulle binneste te kan stilmaak. En ja, Here, ons as die draers van die waarheid, ons kan iets doen aan hierdie omstandighede. Ons kan U liefde en U genade verder uitdra, dat ander dit ook kan ken. Maar vanmôre, wanneer ons saam is hier in die kerkgebou rondom U woord, is die gebed van ons hart, Here, dat U net opnuut weer ook onsself ook weer sal aanraak. Dat ons self ook weer net opnuut weer bewus sal word van dit wat U werklik in en aan ons lewens gedoen het. En dat dit uiteindelik die dryfveer sal word, wat ons ook uitdryf na ander daarbuite, wat onderrig na U liefde en U genade. Seën ons saam wees, en wil U gee dat terwyl ons hier besig is met U woord, dat ons in ons harte dit mag belewe, hoe U as die lewende Here besig is, om binne in ons harte te krap en te werk, U veranderingswerk te doen, U vernuwingswerk te doen. Ons bid maar dit, Here, dat U maar met genade so U hand vanmôre op ons saam sal lê. Alles maar net tot U eer en tot U verheerliking in Jesus naam. Amen. Ons lees dan Psalm 103 vers 1 tot 5, is 'n Psalm van Dawid. Daar is enkele uitleggers van die woord wat dit nou nie noodwendig aan Dawid koppel nie, maar oor die algemeen word daar aanvaar dat dit inderdaad een van die psalms is wat Dawid geskryf het. Dit is 'n baie persoonlike psalm. Daar's baie elemente in wat getuig daarvan dat dit ook vir die kerk in Hebreë gesamentlik is, maar hier in hierdie psalm is daar 'n baie persoonlike element wat ons beleef dat dit 'n diepe na binne kyk is in die hart van die digter van hierdie psalm. Loof die Here, o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Vers 1 en 2, veral loof die Here, o my siel, alles wat in my is, sy heilige naam, en moenie enige van sy dade vergeet nie. Moenie enige van die dade van die Here vergeet nie. Hierdie psalmdigter
kyk terug op sy lewe, waar hy die genade van die Here in sy lewe geleer ken het. En wanneer ons die Psalm lees, vanaf van vers 3 tot by vers 5, dan sien ons ook dat dit wat die psalmdigter in herinnering roep, is glad nie noodwendig iets wat nou baie aangenaam was in sy lewe en dat alles in sy lewe nou maar net eenvoudig reggeloop het nie, maar is dit baie duidelik dat hierdie psalmdigter ook deur groot swaar kry in sy lewe gegaan het en dat daar ook hierdie bewuswees van sy sonde en van sy verlorenheid voor die Here teenwoordig was en dat het ook nodig was vir hom om by momente in sy lewe te kom waar hy homself so vastgeloop gevoel het en homself so aan die einde van sy bestaan gevoel het dat hy op die ouend iets kon weer beleef daarvan dat die Here dit vir hom moontlik gemaak het om weer oor te kan begin. En nou begin die digter met hierdie psalm met 'n opdrag wat hy aan homself gee. Loof die Here, o my siel, ja alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel. Nou, die woord siel, die Hebreëse woord nefesh, behels eintlik maar jou totale menswees, jou hele alles, dit is jy, dit is jou lewe, jou volle bestaan as mens, is jou siel, soos wat dit in die Ou Testament dan ook gesien is. En God se bedoeling, soos wat ons al so baie gehoor het vanuit Genesis 1, is God se bedoeling met die mens en ook die mens as 'n siel, is dat die mens daar is om God in sy lewe te verheerlik en God groot te maak. Dat die mens gemaak is om iets te belewe van die grootheid van God en die mens homself kan verlustig in wie God is en wie God vir hom is. En hierdie psalmdigter roep homself dan op om te sê, maar dit is wat in sy lewe net opnuut weer moet gebeur. Hy kom en herinner homself daaraan. En hy sê vir homself, moenie vergeet nie, onthou dit, wees bewus daarvan, dat die Here is groot. Loof die Here, o my siel, ja, alles wat binne in my is, my hele menswees, laat dit die Here op die ouend in my lewe loof en groot maak. En dit is wat die woordjie wat hier aan loof gegee word vir ons weer help om dit beter te verstaan. Die Hebreëse woordjie barak, om die Here te ken vir wie hy is. Dit is nie maar net 'n kennis oor God nie. Dit is nie maar net om te weet daar is 'n God nie. Maar om God te ken beteken daarom om iets van sy grootheid in jou eie lewe te beleef. Om te weet dat hierdie Here nie maar net iets is waaroor jy praat, iets daar ver is, maar dat dit 'n God is wat hier is, 'n God is wat by jou is, wat 'n werklikheid is, wat 'n groot mag en 'n groot heerlikheid is, 'n God wat omgee en 'n God wat liefhet en 'n God wat intens in jou lewe betrokke is. Loof die Here, o my siel. Erken dit. Fokus daarop. Wees bewus daarvan dat dit is wie die Here is. En aanbid hom, loof hom, buig voor hom in jou hart, in jou lewe. Maak hom die middelpunt van jou lewe. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Loof die Here, o my siel, loof sy heilige naam. Nou, in die Ou Testament was 'n naam, was eintlik maar net sinoniem met wie jy is. As jy praat, as jy 'n persoon op sy naam noem, dan is die naam baie nou gekoppel daaraan dat dit heilig is. En daarom was mense se name dan ook baie betekenisvol, soos wat ons vandag nog ook in die Afrika taal kry, dat iemand 'n naam het wat 'n baie direkte betekenis het, soos wat dit op die ouend ook maar in Engels vertaal word, Grace is iemand se naam en Precious, dit probeer iets deurgee van wie die persoon is. Of wanneer die Bybel praat daarvan, dat ons die Here op sy naam ken en dat
ons die Here se naam loof, dan beteken dit dat ons hom aanbid en loof, soos wat hy homself aan ons geopenbaar het. Ons loof hom, die psalmdigter roep homself op om die heilige naam van die Here te loof, om te onthou wie God is en hoe God homself aan hom wat die psalmdigter is, bewys het, hoe God homself geopenbaar het, hoe hy bewus geword het van wie God is en wat God besig is om in sy lewe te doen. Ken die Here op sy naam, nie maar net God en Here nie, maar 'n belewing van wie hy is en wie hy is ook vir jou in jou lewe. Wat duidelik is in hierdie psalm is dat die psalmdigter as 'n ware terselfdertyd met twee kante besig is. Aan die een kant praat hy van hierdie God wat homself geopenbaar het as die groot en heilige en almagtige en onaantastbare, soewereine God. Die God vir wie jy eintlik maar niks anders is, soos wat een van die teoloë dit ook uitgedruk by Paulus ook, as maar net 'n wurmpie in die teenwoordigheid van hierdie grote God. Wat die idee skep dat hierdie God van wie hy praat, is 'n God wat daar ergens ver is, wat op 'n afstand is, 'n God wat onaantastbaar is. Dis die een kant van die psalmdigter vir ons skilder. Maar aan die ander kant is dit terselfdertyd 'n God wat baie naby is, 'n God wat intiem in jou lewe betrokke is, 'n God wat hom met liefde en met deernis deel maak van jou lewe, wat binne in jou is, wat jou hierdie warmte van sy genade en sy omgee in jou lewe laat beleef. So hierdie spanning is as het ware daar die digter om te sê, maar hier het hy te doen met die groot en heilige God. Maar terselfdertyd is hierdie groot en heilige God, is hy intens betrokke in my lewe, in my swakheid, in my sondigheid, in my tekortkominge. Is hierdie groot en heerlike Here is dood eenvoudig hier binne by my teenwoordig. Die oproep, en dit is ons fokus vandag van hierdie psalm, is moenie dit vergeet nie. Moenie vergeet wie God is. Moenie vergeet wie hy vir jou is. Die Hebreëse woordjie vir onthou, zakar, beteken dat 'n mens nie maar net iets sal onthou in jou kop, soos wat jy byvoorbeeld die naam van iemand onthou nie. Maar dat dit iets is wat die hele tyd, waarvan jy die hele tyd bewus sal bly. Dat jy nie maar net nou aan iemand dink by name nie, maar dat jy iets van wie hierdie persoon is, die hele tyd binne in jou omdra. Nou, mens sal dalk die huwelik as 'n voorbeeld kon gebruik, maar die huwelik is op sy beste ook maar 'n stuk gebrokenheid in hierdie wêreld waarmee ons deurgaan en wat nie elke dag ewe netjies alles mooi en goed verloop nie. Maar as daar 'n gesonde huweliksband is, dan waar jy ook al is daar op een of ander manier altyd hierdie bewus wees van hierdie konneksie wat daar met jou man of met jou vrou is. Waar jy ook al gaan, wat omstandighede jy, wat 'n situasie ook al voor jou mag ontpop, is daar die hele tyd hierdie bewustheid binne in jou van jouself as 'n getroude wat aan iemand behoort, wat jou lewe aan iemand gegee het. So wanneer die psalmdigter daarvan praat dat ons moet onthou, is dit nie maar net dat ons nou en dan net aan iemand se naam sal dink nie, maar dat dit my hele lewe op die ou end gedurende deur elke oomblik dat my lewe daardeur beïnvloed word. Dat ek die hele tyd hierdie
persoon aan wie ek behoort in aanmerking sal neem. In alles wat ek doen en wat ek dink en wat ek beplan en hoe ek op ander mense rondom my reageer. Is daar gedurig deur hierdie bewustheid van my as iemand wat getroud is. En wanneer die psalmdigter daarom hier in die negatiewe praat, hy praat nie van onthou nie, hy sê nie vergeet nie. En dit wat mense sommer dink aan daai liefdesliedjie wat so populêr was het wat vergeet om te vergeet en onthou om te onthou. Die psalmdigter sê vir homself, moenie vergeet nie. Moenie toelaat dat hierdie wete van God, moenie toelaat en alles wat hy aan jou gedoen het, dat dit iets is wat jy op 'n stadium in jou lewe begin ignoreer, of dat daar tye in jou lewe kom, waar jy eintlik nie, waar dit wat die Here vir jou gedoen het, en wat die Here aan jou gedoen het, met jou gedoen het, waar dit eintlik nie regtig so eintlik vreeslik saak maak in jou lewe. Waar jy die Here as 'n ware 'n bietjie ook in jou lewe so maar een kant toe rangeer. Waar jy besig is met jou eie lewe, met jou eie dinge en wanneer jy goed is beplan, goed is bedink, dat die Here eintlik nie in ag geneem word nie. Amper soos 'n man wat nou vir 'n oomblik dan nou eintlik vergeet dat hy getroud is, dat hy homself aan iemand spesifiek verbind het. Dat dit dieselfde kan gebeur op die ou end in my verhouding met die Here, dat daar tye en oomblikke in my lewe is, waar ek eintlik half vergeet wie ek is, en dit wat die Here in my lewe aan my gedoen het, waar hy en wie hy is, en wat hy vir my vra, nie regtig saak maak nie. Nou, vir 'n gelowige om op die ou end dan nou te vergeet van die goeie dinge, die weldade van die Here wat hy aan hom gedoen het, is nie iets wat 'n mens as gelowige by 'n punt kom en waar jy nou eenkant gaan sit en 'n bietjie iets bepynings en dan dink jy, nee wat goed, ek gaan nou op die ou end gaan ek na die Here, maar net 'n bietjie ignoreer, ek gaan nie my eie paadjie loop. Dit is nie hoe dit werk in die lewe van 'n gelowige om 'n soort van 'n besluit te neem dat jy nie nou meer vir jouself vreeslik aan die Here gaan steer en onthou nie. Dit is iets wat ons maar allemaal, dink ek bely, ek self, in my eie lewe, is dat dit gebeur het. Jy bevind jou daarmee, dat jy op 'n manier het reg kry, dat die Here nie so prominent in jou lewe uitstaan, en nie so die middelpunt en die fokus van jou lewe is nie. Jy vergeet, omdat jy op die ou end begin om dinge van selfsprekend te aanvaar. En dis die groot ding, is natuurlijk selfs in die huwelik ook so, wat ek nou as 'n voorbeeld gebruik, dat die mens raak gewoond aan mekaar. Aan die begin, daardie verhouding is dit vreeslik vriendelik, en dis net, alles is net hierdie wonderlike ding, die deur word oopgemaak, en daar word baie moeite gedoen, en jy sorg dat jy lekker ruik, en dat alles net mooi is, en netjies is, en vriendelik is, en jy self is die wonderlikste mens wat op aarde is, soos wat jy vir jouself ook dan een voordoen en gee vir die ander persoon. En dan soos wat die jare baie keer aanstap, gebeur hierdie ding, dat twee mense wat so toegespits was op mekaar, en gefokus was op mekaar, dat hulle op 'n manier maar net so gewoond raak aan mekaar, dat alles maar net half vanselfsprekend is. En dan gaan die lewe maar net so aan. Ons is nou by mekaar, ons leef nou maar saam met mekaar, en so gaan die lewe maar aan. Daar's nergens daardie vonk wat op een of ander manier behou gebly het in daardie verhouding. En so gebeur dit in ons as kinders van die Here se lewe ook in ons verhouding met die Here. Ons raak gewoond aan God. Ons raak gewoond daaraan om te kan sê dat God vergewe. As ek sondig het, Here, bely my sonde, ek is jammer, vergewe my asseblief. Ek kan dit elke aand of elke dag kan ek bid, Here, vergewe my asseblief. Maar ergens is die fit daaruit
dit nie regtig meer 'n stuk werklikheidsgebeure in my lewe nie. Beleef ek nie meer werklik daardie vergifnis, om die waarheid te sê, ek beleef ook nie werklik die sonde besef van my ongehoorsaamheid teenoor die Here. Dis maar ietsie wat ek ek het maar sommer net 'n foutjie so gemaak en vergeef dit nog maar net weer. Ekskuus. Sorry. Terwyl dit wat ons in die Bybel kry, is dat daar saam met berou en belydenis van skuld voor die Here, dat daar iets werklik binne in jou hart gebeur, dat daar 'n besef is van wie is die God met wie jy te doen het. Dat die een wie jy blaatant ongehoorsaam teenoor is, dat dit die skepper is van alle dinge. Dat dit die een is wat elke asemteug in jou lewe in die holte van sy hand hou. Dis nie maar sommer net 'n vriend of iemand wat jy ken vir wie jy nou wat jy nie per ongeluk stamp en miskien maar net kan sê, dit is jammer nie. Daar is iets veel dieper daarin. Want die een met wie jy te doen het, is die gans andere, soos wat iemand gesê het. So wanneer die Psalm dat sê dat ons moet nie vergeet nie, dan wil ek ook vir ons sê, so die woorde van die persoon wat 'n kommentaar oor Psalms geskryf het, Arthur Weiser, wat gesê het, moenie maar net, without letting oneself be impressed by it, moenie toelaat dat jy nie meer beïndruk is met wie God is. Dat jy nie meer bewus is van met wie jy te doen het nie. Want dis wat gebeur, jy vergeet. Hier raak gewoon daaraan om oor hierdie God te praat. Hier raak gewoon daaraan om te praat daarvan dat Jesus Christus sy lewe aan die kruis van Golgotha gegee het. Jy raak gewoon daaraan dat iemand waaragtig in jou plek gesterf het. Jy is 'n mens wat rondloop met die verwagting van 'n ewige lewe, omdat iemand sy lewe gegee het om dit vir jou moontlik te maak. En hy is nie maar sommer maar net doodgemaak nie. En die grootste lyding deurgegaan wat op daardie stadium moontlik was vir 'n mens om te beleef, die dood aan 'n kruis. Dis 'n stuk realiteit. Dis hoekom jy vanmôre hier in die kerkgebou kan sit met 'n stuk vrede in jou hart en die dieper wete, geloof dat jy 'n kind van God is, dat jy hom behoort. Omdat iemand doodgemaak is, vermoor is, op die wreedste manier vermoor is, sodat jy vandag hier kan wees met daai innerlike rus en vrede in die Here. Die probleem is dat God getrou is en dat hy aanhou om vas te hou aan sy beloftes van verlossing en vergifnis in Jesus Christus sy Seun vir jou. Dat hy die hele tyd bewus is van jou, want hy het homself in sy Seun gegee vir jou. En dat hy nooit ophou om getrou te wees aan jou. Dat hy nie soos 'n flikkerlig is, wat nou getrou is en net nou nie getrou is. Maar dat hy konstant getrou bly, dat sy liefde vir jou konstant volmaakte liefde bly wat hy het. Maar ons raak op een of ander manier blind daarvoor. Ons sien dit nie elke dag van ons lewens nog raak en beleef nie daai goedheid en daai trou en genade van hom in ons lewens.
om te onthou, werk so in 'n mens se brein. En dit is dat daar iets in jou lewe gebeur, en dit gebeur weer, of jy hoor iets weer, en die eenvoudigste manier om dit nou te verduidelik, is dat met elke ding wat weer en weer tot jou kom, begin jou brein dit later registreer. Dit is soos 'n paadjie wat in jou brein ook getrap word deur langs die senuweebane en deur al die verskillende anatomiese gedeeltes van die brein. Ek het gedink om so ietsie daarvan te deel, maar op een het ek nog maar weer dit uitgevee en delete. Maar dis hoe die brein werk, is dat daar by herhaling word dit vastgelegd. Ek het gister my kleinseun, wat is hy nou seker 'n jaar en 'n half, en hy is so aan die gang met woordjies leer en daai goed. Oupa nou met hom gewys het en vir hom gesê, maar dis nou 'n klein blommetjie hierdie. En dis nou 'n groot blommetjie daai. En dan net ietsie te belewe van daai herhalingsproses van almekasie, en dat hy vat 'n klein blommetjie en 'n groot blommetjie. Ek kan nou eens onthou dat die van die sekuriteitskamera's opgewys, en daai hoofdkamera het op die oomblik net nie regtig gedrop gister nie. Was klalama en kar, weet nie wat alles, maar daai woorde, daai klinkers, medeklinkers en goed, was so deur mekaar gewees. Maar die feit van die saak is, dis hoe die leerproses werk, dis hoe die onthouproses werk, is dat daar iets is wat oor en oor dieselfde paadjie in die brein volg. En vergeet werk so, wanneer daai paadjie in die brein al minder en minder gebruik word. Dan begin vergeet intree. Soos iemand wat jy jarelang geken het, jarelang saam met daai persoon dinge gedoen het, en sy naam onthou het, en dan na skool of wanneer, dan word die band net eenvoudig afgesny. Gaan die mens in verskillende rigtings met jou lewe, en raak die mens besig, en dan loop jy weer op 'n dag, soos wat my gebeur het, daar op 3 Susters, loop jy iemand daar in die ambisiegeriewe, loop jy raak, en die ou noem jou op jou naam, en jy staan so, kyk, en ergens is daar iets wat, ergens is gauw, die paadjie in die brein, om weer met die naam uit te kom, soos ek nou maar, jy staan al meer sikkel op, om julle allemaal sy naam te onthou. Die paadjie is dit nie diep genoeg, ook getrap gewees, hy het al toegegroei, en nou onthou jy nie meer. Nou vergeet jy. So, het lyk het vir my iets van dit wat die psalmdigter ook vir homself sê, so, moet jy dit toelaat nie. Moet jy toelaat, dat daai paadjie, oor wat die lewende, heilige en almagtige soewereine God, wat hy in jou lewe doen, moet nie toelaat, dat daai paadjie toegroei. Want dit gebeur vanself. En dit gebeur, wanneer daardie paadjie nie geloop word nie. Wanneer daardie paadjie nie gebruik word nie. Hoe minder daardie paadjie gebruik word, hoe meer vervaag dit. Hoe meer raak jy daaraan gewoond. Hoe minder het dit 'n impak op jou lewe. Jy moet onthou. En dit vra dissipline. Om te onthou. Dit vra jy jouself in 'n sekere sin moet help om te onthou. Dat jy daarop doelbewus moet fokus, dat jy daarvan bewus sal bly wie God is en wat God in jou lewe doen. Doelbewus die paadjie oop, want die paadjie groei, van self groei jy toe. As jy niks doen nie, groei jy toe, dan raak God en sy teenwoordigheid en die genade en die liefde wat jy nou met, raak het al dowwer in jou gedagtes en raak ander goeders al meer die fokus van jou lewe van elke dag. So jy moet doelbewus daai paadjie oophou. Wat is dit wat die psalmdigter vir homself sê wat hy moet onthou? Hy moet onthou
dat die Here al sy sondeskuld vergewe het. Sukses in die lewe lê nie in wat jy bereik, wat jy kan behaal en wat jy vir jouself kan bymekaar maak. Maar die grootste hoogtepunt in jou lewe as mens is dat jy nie meer geskei is van God, wat die sonde van Adam en Eva in Genesis 3 veroorsaak het. Die verbreking van die verhouding met God. Die grootste heerlikheid in jou lewe. Die wonderlikste ding wat ooit in jou lewe gebeur het en ooit in die toekoms van jou lewe ooit kan gebeur. Daar is niks groter en heerliker as dit nie. Dat jou sondeskuld vergewe is. En die psalmdigter sê vir homself, onthou dit. Soos wat John Newton ook dit beleef het in sy lewe. Om te sê dat daar net die twee goedes op die oomblik toe hy daar naby aan sy sterfbed is, die twee goedes wat vir hom uitstaan, is the greatness of God and how great a sinner he was. Dat hy 'n groot sondaar wat in opstand was teen die hoogheilige God, wat in die terme van Genesis 3 wat gerebelleer het teen God, die groot sondaar, dat hy in sy lewe die groot verlosser Jesus Christus kon ontdek, dat daardie skuld van hom af kon wegvat, wat versoening kon bring tussen hom en God, deur sy seun, wat sy straf in sy liggaam gedra het. Ons is bevoorreg vandag, omdat ons Nuwe Testamentiese gelowiges is, omdat ons kan terugkyk op hierdie psalm. Die psalmdigter het op daardie stadium nog nie bewus gewees van hoe groot God se genade en liefde regtig gedemonstreer sou word in Jesus Christus. Hy het nog nie van Jesus Christus geweet nie. God het hom nog nie in daardie diepe mate geopenbaar aan die mens nie. Maar wat hy wel beleef het reeds, dieselfde God wat uiteindelik sy seun sou stuur, is die God wat sy sondeskuld vergewe het en van hom af weggeneem het. Hy het al my sondeskuld vergewe. Hy is die een wat al my siekte genees. Nou as ons ook terugdink in ons eie lewe, aan al die dinge wat al in ons lewe gebeur het tot nou toe, toe ons kinders groot gemaak het, kinders wat siek was, waar ons baie keer in die nag geworstel het en nie geweet het of ons nou 'n dokter moet pla of nie 'n dokter moet pla nie. Waar ons miskien by 'n moment was waar ons het gebid het, ag Here, gee tog net dat hierdie kind net weer gesond sal word. Miskien jou eie lewe waar jy deur dinge gegaan het, waar jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe gegaan het wat jou gesondheid betref. En jy maar net gebid en gevra, ag Here, wees genadig en voorsien. En die psalmdigter se getuienis is dat die Here inderdaad by baie geleenthede hom genees het, soos wat ek en jy miskien ook vandag kan getuig, van talle genesings wat ons beleef het in ons lewe. Maar die digter praat eintlik van meer hier as maar net fisiese siekte. Hy praat van alle toestande wat daar in 'n mens se lewe is, waar jy uit jou plek uit is, waar jy ontwrig is, waar jy ontnigter is. Hy sê, die een wat ek moet onthou, is die een wat oor en oor gesond maak. My liggaam, my gees, my gemoed, die depressie, die worstelinge waar binne ek sit. Hy is die een wat oor en oor my aanraak met sy hand van liefde.
Die een wat ek moet onthou is die een wat my lewe vrygekoop het van die graf. Siekte gaan dikwels verby deur die Here se genade, maar gesondheid weer in vol blom staan in jou lewe. Maar dit gaan nie altyd noodwendig verby nie. Dit kan baie beteken dat siekte uiteindelik vir jou bring by die dood, by die graf. Maar die Psalmdigter sê dat selfs al sou dit gebeur, die ergste wat vir die mense denke bestaan, die dood en die graf, dan weet hy dat die God wat hy onthou is die een wat jou selfs op die ou en vrykoop van die graf. En vir ons as Nuwe Testamenties gelowiges, veral in hierdie tyd na Paasfees, is die wonderlike belofte en troos wat ons het dat die Here Jesus nie net gesterf het om ons skuld te betaal nie, maar dat hy in die dood het opgewek is, sodat ons ook opgewek kan word, selfs al sterwe ons ook. Sodat die doodse angel uitgetrek is, soos Paulus in Korintiërs 15 sê. Sodat ons mense is wat weet dat ons lewe, selfs al sterwe ons ook. Dat daar 'n ander realiteit is, na die dood, na die graf. En dat die graf op die oomblik niks anders is as die deurstap uit hierdie lewe uit na die lewe van ewige heerlikheid en ewige teenwoordigheid by God en sy Seun Jesus Christus self in die hemel nie. Moenie dit vergeet nie, sê die Psalmdigter vir homself, dat God se genade en liefde so groot is, dat selfs die dood nie meer vir jou 'n vyand hoef te wees nie. Onthou die God wat jou kroon met troue liefde en ontferming. Troue liefde en ontferming. Die God onthou dat hy getrou is. Die woordjie gesed wat die Psalmdigter hier gebruik. Die God wat absoluut getrou is. Die God wat nie afwyk van die beloftes wat hy vir jou gee nie. Sy vergifnis, sy genade, sy liefde. En onthou dat die Here hom oor jou ontferm. En hierdie ontferm, die Hebreëse woordjie rachamim, bring op jou iets vir ons die betekenis na vore, dat God se liefde eintlik jou omsluit, dat dit eintlik in 'n sekere sin op jou neerdaal. Dat dit nie iets is wat binne in jou is nie, maar dat dit eintlik iets is wat rondom jou is, dat jy toegevou is en toegemaak is met 'n Here wat vir jou liefhet en 'n Here wat vir jou wil dra en vir jou wil sorg. Maak nie saak hoe hagtelik jou omstandighede ook al mag wees en hoe groot jou uitdagings ook mag wees. Jy leef nie net met God se hulp nie, maar jy leef binne-in sy liefde. Daar waar jy hom vergeet, daar waar dit wat hy aan jou gedoen het, dof geraak het in jou lewe, bly hy die getroue, bly sy liefde jou omvul. Ook wanneer jy nie bewus is daarvan, en partykeer selfs nie eers bewus wil wees daarvan, is hy daar. Is hy daar die oomblik wat jy besluit, maar ek weet wat die Here wil hê ek moet doen, maar ek besluit op my eie gedinge en ek doen op my eie gedagtes, ek rebelleer teen God. Selfs daar trek hy nie sy liefde en sy genade van jou af terug nie. Onthou, die getroue liefde, die getroue en onophoudelike omgee van die Here vir my, sê die Psalmdigter vir homself. En ons vandag kan terugkyk na wat Johannes 3 vers 16 vir ons sê, van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. So lief het God vir jou gehad, en vir my, dat hy sy seun gegee het. Onthou dit. Onthou dat die
Here maak dat ek soos 'n arend weer, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Nou, hierdie verwysing na die arend hier, is eintlik 'n verwysing na die arend se verveerproses, waar die ou vere wat nou al half verniveer geraak het, deur al die winde, storms en miskien gevegte met ander roofvoëls, waar die ou vere uitval, en daar weer nuwe veertjies uitgroei, vars en sterk, en weer donk. In 'n sekere sin word die arend weer nuut, en word hy weer donk. En sê die Psalm dat hy vir homself hier, onthou, moenie vergeet nie, dat die Here oor en oor weer vir jou nuut maak. Onthou dat die God aan wie jy behoort is 'n God van tweede kanse, wat oor en oor en oor weer vir jou die kans wil gee, om hom op 'n nuwe manier te ontmoet, en om op 'n nuwe manier opnuut weer te beleef in jou lewe. Dit is wat jy moet onthou. Loof die Here, aanbid die Here, alles wat binne my is. Laat jou totale lewe, jou oggend tot jou aand, 'n fokus wees op die Here. Nie vergeet nie, onthou om te onthou. Ek sukkel om te onthou. Dit is so maklik dat ander paadjies in die brein weer oopgaan en allerlei ander goedertjies weer op die voorgrond kom, dat baie van dit wie die Here is en wat hy doen, so maklik vervaag, al vervaag het net vir 'n oomblik, en tree ek op asof dit nie bestaan, dit wat die Here aan my gedoen het. En daarom, om te onthou, is dit nodig vir ons om daai paadjies na wie God vir ons is en wat hy vir ons te doen het, om daai paadjies op te hou. En daar is eintlik maar deur die Here se genade, want uiteindelik is dit nie ons wat uit ons eie krag uit kan onthou nie, maar net deur sy genade dat ons kan onthou. Maar die Here het inderdaad vir ons hulpmiddele in ons hand gegee om te help om te onthou. En vra dit van my en jou dissipline as ons wil onthou. En dit is in die eerste plek primêr is sy woord. Die Bybel. Jou Bybel. My Bybel. Dit ons my help om 'n paadjie op te hou. Elke keer wat ek weer lees en wat ek weer hoor en sien en beleef wat die Here vir my sê, help dit om die paadjie op te hou. As hierdie boek op die ou end 'n toeboek is, en het lê ergens maar in die huis rond, ons dra dit meestal nie eers mee saam kerk toe nie. As dit 'n toeboek is, dan word die paadjie na wie God vir jou is en vir my is, dan begin daai paadjie in ons lewens begin toegroei. Maar wanneer jy die dissipline aan die dag lê, soos wat jy elke dag jouself sou bad of stort, en elke dag jou tande sou borstel, dissipline, routine, as jy dit inoefen, om binne daardie routine en dissipline te bly, elke dag die Here se woord te lees, dan help dit die paadjie om te onthou en nie te vergeet nie, om daai paadjie op te hou. Ook die erediens, waar ons vanmôre hier saam is, die paar van ons wat hier is. Ons is minder as die helfte van die gemeente. Baie natuurlik kan waarskynlik nie hier wees, die baie wil nie meer hier wees nie. Stel nie meer belang nie
Die paadjie het dof geword, vaag geword. Want hier is weer een van die plekke waar die paadjie weer opgekraak word. Waar jy weer gehelp word om te onthou. En as jy jouself nie daaraan blootstel nie, as jy nie gedissiplineerd is wat dit betref, dan raak die paadjie maklik dof en vaag. Dis baie keer wanneer jy hier sit en eintlik niks verwag het van die preek of van enige iets. Dis baie keer hier waar jy weer skielik onverwags die belewenis het dat die Here in jou kom vat. Dat hy in jou raak, dat die paadjie, dat die vergifnis wat deel geword het van jou lewe, die ewige lewe wat jy ontvang het, die paadjie van sy sorg deur al die jare tot nou toe, waar dit weer opgekrap word, waar jy gehelp word hier, om nie te vergeet nie, maar te onthou, maar dit vra dissipline. Dit vra dat jy sal kom wanneer jy nie lus is. Dit vra dat jy sal kom ook wanneer jy voel ek is nou te moed vandag, ek sien net nie kans. Dit vra vir jou die dissipline om op te staan, om uit te beweeg, om tussen ander gelowiges in te beweeg. Want is daar waar jy gehelp word om te onthou. Mag die Here vir my en jou die genade gee, om te vergeet en te onthou, Amen. Here, ons kom saam net vanmôre voor U as mense wat dikwels aan geheueverlies ly. Mense wat dikwels aan geestelike Alzheimer's ly. Dat wie U is en wat U doen in ons lewens, Here, dat dit maar ergens diep gelaseer is in ons koppe en ons harte, dat dit vaag is. O Here, kom deur die Gees, deur die Woord, en help ons deur die genade om daardie voetpaadjies in ons koppe, om dit weer te kan ooptrap, om nie te vergeet, al die weldade, al die wonderlike goeie dinge, wat U aan ons doen. Ons bid dit in Jesus naam.